Salams and welcome. Thank you for joining me in part 5 as we are still continuing with the Heilige Quran, and we're just reading the section at the back of the book which is quite interesting on how to read and understand the Quran. Right, we are busy with part number 5. In the previous episode we stopped at part number 4 because this was quite a lengthy piece in Afrikaans, and my Afrikaans is not all that good and I'm finding it a bit difficult to follow this, but please bear with me. Een belangrike gehalte van die Koran is dat dit vir ons slegs die basiese beginsels verskaf, maar dit verskaf ook die noodsaaklike beginsels en dikwels wend aan herhaling aan om hulle te beklemtoon. Intendeel is dit nie basiese of aangeleenthede wat net betrekking met die vorm van konstitusie het, wat slegs 'n onbeduidende deel van die skrifte is. Dit is in ooreenstemming met die Quranic skema en die belangrikheid van die vorm is heeltemal sekonder. Aan hierdie aspek van die Koran is slegs daardie bevele belangrik wat as fundamentele riglyne verskyn. Hierdie aspek van die Koran is so duidelik dat die leser niks anders kan doen nie, maar behalwe om dit te waardeer. Die waarheid is dat die innerlike gees van uiters belang is in die ontwikkeling van die Islamiese persoonlikheid. Sodra die innerlike gees ontwikkel word, sal die korrekte vorm ontstaan. Let's try and see with the light. Okay. Daarom is die Koran so doelwit om 'n intellektuele revolusie te begin en binne man 'n waardevolle standpunt te bring. Die uitdrukking wat in die Koran gebruik word vir hierdie intellektuele revolusie is ma'arifa, die besefheid van die waarheid, as we see in Surah Maida chapter 5 verse 83. Die Koran beklemtoon die belangrikheid van die mens se ontdekking van waarheid tot die vlak van besefheid. Ware geloof in die Here, God most merciful, the Creator Supreme, Allah subhanahu wa ta'ala, is iets wat 'n mens tot so 'n vlak laat bereik. Waar daar geen besefheid is nie, is daar geen geloof nie. So that's very important. The understanding is very, very important, right? Die woord van die Here. This is the word of the Creator Supreme, the Kalamullah of Allah subhanahu wa ta'ala, right? Wanneer jy die Koran herhaaldelik lees, sal jy ontdek dat dit die woord van die Here is. It is the word of God. It is the word of the Creator Supreme. It is the word of the Creator of the heavens and the earth. It is the word of Allah subhanahu wa ta'ala who created everything. He is the Creator Supreme. Blykbaar is dit 'n eenvoudige feit, maar as dit in die konteks waargeneem word, is dit 'n buitengewone stelling. Daar is baie boeke in die wêreld wat bedoel is om heilig te wees, maar behalwe die Koran ontdek ons geen godsdienstige boek wat die woord van die Here projekteer nie. Hierdie soort stelling word uniek in die Koran vertoon en verskaf 'n vertrekpunt vir die leser. Daarna bestudeer hy dit as 'n uitsonderlike boek, eerder as 'n algemene boek wat deur die mensdom geskryf is. Ons ontdek herhalende bewoorde stellings in die Koran wat min of meer soos volg. En ons lees: O man, dit is jou Here God wat met jou spreek. Luister na sy woorde en volg hom. End of quotation. Selfs is hierdie stelmiddel van toespraak nogal uitsonderlik. Hierdie soort van direkte goddelike aanroeping is nie in enige ander boek teenwoordig nie. Dit
verlaat 'n blywende indruk op die mens. It is earth-shattering. It shakes you to your bones. Hy voel dat sy Here hom direk aanspreek. Direct, no intermediary, no priest in between, nobody in between, direct communication from the Creator to the human being who is reading the Quran. It is like you are reading a letter from the Creator, right? Hierdie gevoelens dwing die mens om die beweringe van die Koran met die uiterste erns te behandel, eerder as 'n daaglikse stelling van 'n gewone boek te neem. Die samestelling van die Koran is ook uniek. Boeke wat deur mense geskryf word, het gewoonlik hul materiaal in volgorde van A tot Z volgens die onderwerp, maar die Koran volg nie so 'n patroon nie, sodat dit vir die gewone man blykbaar sal wees dat dit in sy orde ontbreek is. Wanneer dit in werklikheid gesien word, sal dit egter uitkom as 'n uiters samehangende en ordelike boek en sal baie majestueus in sy skryfstyl wees. Terwyl ons die Koran lees, voel ons dat die skrywer op 'n baie hoë voetstuk is en die skrywer is God, waarvan hy afkyk en die hele mensdom wat sy besondere besorgdheid is, word aangespreek. Die toespraak fokus op verskillende groepe mense terwyl hulle almal ingesluit word. Een spesiale aspek van die Koran is dat die leser op enige oomblik die skrywer daarvan kan raadpleeg, stel sy vrae voor en ontvang antwoorde, omdat die skrywer van die Koran self die Here is. God, most merciful, the Creator, Supreme Allah subhanahu wa ta'ala, this is His word. It is the Kalamullah, the word of the Creator. Hy is die lewende Here. As die skepper van die mensdom hoor hy direk en beantwoord die mensdom se oproep. We've got 2 more sections left. We've got a vreedsame ideologische strijd, and then we've got here a ontheilde boek, and then we've got here hoe om die Quran te lees. So let's pause there and we'll continue inshallah in the next episode with part number 6. Stay well, stay focused, look after yourself. Alhamdulillah Rabbil Alameen.